Goeiedag aanlyn gemeente, dit is vir my 'n groot voorreg om vandag saam met julle te wees. Al kyk julle nou van die huis af, hierdie Sondag wys ons vir julle 'n heruitsending van een van ons gunsteling preke van 2025. 'n Boodskap wat soveel lewens aangeraak het en ek weet dit gaan vandag weer tot jou hart spreek. Miskien het jy dit nie gehoor nie, dan het jy nou die geleentheid. En dan, ons het ons wonderlike Kersnuus vir hierdie week. Woensdag aand om 7 uur wys ons Kerssangdiens, 'n atmosfeer gevul met aanbidding, vreugde en die ware betekenis van Christus se koms. En Kersoggend om 9 uur het ons 'n spesiale Kersdiens waar ek saam met julle die woord gaan bedien en die geboorte van ons verlosser vier. Ek wil jou aanmoedig, neem hierdie Kersseisoen om te rus, om diep asem te haal en om die wonder van Jesus se geboorte saam met jou familie te geniet. Maak tyd vir mekaar, maak tyd vir die Here en laat sy vrede oor jou rus. Nou, sit terug, ontspan en geniet die diens wat nou volg en mag die Here jou hart aanraak waar jy is. Geseënde Kersfees. Ek is so bly dat jy die tyd uitgekoop het om na hierdie baie belangrike onderwerp te kom luister en ek het vanoggend dit aangekondig wanneer ek praat oor die getuienis van Jesus Christus dat hy die seun van God is. Sal jy jou Bybel oopmaak in 1 Timoteus 3 vers 16. As jy nie omgee nie, kom ons lees saam. Hierdie een teks in 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. So wat is die verborgenheid? Hier is dit. God is geopenbaar in die vlees. En dis presies wat gebeur het. Jesus Christus, die seun van God, die Christus van ewigheid af, is in die vlees geopenbaar. God is geopenbaar in die vlees. Dis toe Jesus op aarde verskyn het. Is geregverdig in die gees. Het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. So Jesus het weer teruggekeer hemel toe. Hier is die verborgenheid van die godsaligheid en hoe groot is dit? God is geopenbaar in die vlees. Vader, dat U die heerlike woord vanaand sal waarmaak, dat ons met nuwe oë en met nuwe insigte ook sal kyk na die geopenbaarde woord. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. So, onthou jy dat ek verlede week vir jou gesê het, ek het met jou gepraat toe oor die getuienis van Jesus, maar ek het gesê, ek praat met jou, dit was nou verlede week oor die implisiete getuienis, indirek. Maar toe sê ek vir jou volgende week, en dit is nou, wil ek met jou praat oor die eksplisiete getuienis. In ander woorde, as ek praat van die eksplisiete getuienis, dan bedoel ek dat dit het te doen met waar Jesus self duidelik dit reguit sê, deur die woorde wat hy gebruik. En dit natuurlik het 'n geweldige ding onder die Jode losgelaat. As jy byvoorbeeld net gaan, en daar 6 gedagtes moet jy wil deel, maar voor ek dit doen, as jy byvoorbeeld net gaan kyk na 'n plek soos Johannes 10, waar Jesus vir hulle gesê het vir sy disippels en vir die mense wat kom luister het, toe hulle hom wil kwaadlik neem, die Jode, toe hulle hom nou wil stenig, omdat hy sê, ek en my Vader is een. Toe sê Jesus vir hulle, staan daar nie in julle wet geskrywe, ek sê julle is gode nie. As dit hulle gode noem tot wie die woord van God gekom het en die skrif nie gebreek kan word. Jesus sê die skrif kan nie gebreek word. God se woord kan nie gebreek word. Wat staan, staan. Dit is vas tot in ewigheid. En hy sê julle vir hom wat die Vader gestuur het en geheilig het en in die wêreld gestuur het. Hy sê, nou sê julle vir my, omdat die Vader my geheilig het
en hy het my in hierdie wêreld gestuur. So ek het gekom omdat die Vader my gestuur het. U spreek godslasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seun van God. So, jy kan baie duidelik sien, dat Jesus dit onomwonde stel, dat wanneer die Bybel sê dat die mensekinders is gode, bedoelende, ons is geskape na die ewebeeld van God, as jy nou gaan kyk na die Psalm 2 en Psalm 8, en verder, maar Jesus sê julle ek spreek godslasterlik, omdat ek sê dat ek is die seun van God, en natuurlik, hy kon nie waag om het vroeg in sy bediening te sê nie, want ons almal weet wat so gebeur het, hulle sou hom gestenig het. Nou, daar is, wat ek graag wil doen, op die lyn van dat Jesus die seun van God is, hoe dit in die Bybel uitkom, miskien het jy nog nooit so oor gedinkie, wil ek graag, en daar 6 gedagtes rondom dit wat ek nou neergepen het, en hierdie stellings, ek gaan hulle vir jou opnoem, stelling vir stelling, en hierdie stellings, as jy dit nou fyn ontleed, en jy gee aandag, dan sal jy sien dat Jesus hierdeur onomwonde, sy goddelikheid, uitdruklik, eksplisiet verklaar, as die vleesgeworde seun van God, oor homself, wanneer hy van homself praat. Die eerste een wat ek wil doen is baie eenvoudig, is die woordjie Abba. My pappa. Die Jesus noem die God van die hemel Vader, Abba. En hy doen dit in die predikatief. Nou as dit in die predikatief is en dit is enkelvoud, dan beteken dit, hy spreek hom direk as sy Vader aan. Terwyl hy sê, wanneer julle as kinders van God, my disippels bid, dan bid julle onse Vader. Maar wanneer hy bid, dan sê hy, Vader, my Vader, Abba. So, jy kan duidelik die seunskap sien, net in hierdie woorde, wanneer hy dit sê, en in sy verhouding tot die Vader, sal jy byvoorbeeld sien in 'n teks soos Matteus 16 vers 17, wanneer hy oor hierdie onderwerp praat, dan sê hy daar, salig is jy Simon seun Bar-Jona, vlees en bloed nie geopenbaar nie, maar my Vader, wat in die hemel is. So Jesus, is nie aangenome seun nie, hy praat van my Vader, wat in die hemel is. So wanneer hy die woorde gebruik, Vader en Abba, dan doen hy dit en hy gebruik dit om te sê dat God in die hemel is sy Vader. Want onthou, ek en jy het geen reg om te sê Vader of onse Vader of my hemelse Vader. Ek en jy het geen reg om so te bid buite Christus nie. Die Bybel laat ons glad nie toe om so te bid buite Christus nie. Jy kan nie sonder Jesus gaan staan en sê my Vader of onse Vader of hemelse Vader. Dit is onmoontlik. Want jy kan dit alleenlik doen as sy kind. En jy kan dit alleenlik doen as sy kind as jy 'n aangenome kind is. Kom ek verduidelik. Kyk daar in Romeine, hoofstuk 8, in vers 10. As Christus in julle is, as Christus in julle is, dan sê hy in vers 14, almal wat deur die Gees van God gelei word, dis kinders van God, vers 15, en deur die Gees het ons die aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. So hier is dit duidelik, as Christus in jou is, dan kan jy God jou hemelse Vader noem. Dan kan jy praat van my hemelse Vader of onse Vader. En ek bedoel, dit is nie 'n vergissing dat Paulus hom verspreek het nie. Galasiërs 4 vers 6 sê hy, omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur. En hy roep Abba Vader. So ons het dieselfde Gees gekry wat Christus het. So God gee die Gees van Christus in ons. Ons het die Heilige Gees, ons het God se Gees in ons van drie enig. En nou kan ons sê Abba Vader. Maar ons weet, hy is onse Vader, want ons is in Christus. So as jy buite Christus is God nie 'n Vader nie, dan sê God. Die Bybel is baie duidelik, God is Elohim vir die hele skepping. Hy is nie Vader vir die hele skepping nie. God is nie sondaar se Vader nie. Hy is sy kinders se Vader. God is nie op 'n ander manier God. As Elohim is hy God vir sy ganse skepping.
So vir sondaars, vir kinders van die Here, vir die ganse skepping, vir alles wat leef, alles wat asem het, is hy Elohim. Hy is God. Maar vir ons is hy meer as dit, hy is ook Yahweh. Dit beteken hy is Here, dit beteken hy is ons verlossingsgod. Maar in Christus Jesus, in die besonder, is hy nou my Vader. So nou kan ons bid, en ons kan sê, onse Vader wat in die hemele is, hemelse Vader. En ons kan hom so aanroep, omdat ons sy kinders is. Maar buite Jesus kan jy dit nie doen nie. Jy kan dit alleen doen as jy kind van God is. En wat aangrypend is dat Jesus in Johannes hoofstuk 17, in sy rede, voordat hy die aand gekruisig is, sal jy sien in Johannes hoofstuk 17, waar Jesus in vers 5, hierdie verklaring maak toe hy bid, toe sê hy, en nou, Vader, want hy is die seun, Vader, verheerlik my by u self. Dit bid hy die aand voor sy dood. Volgende dag is hy dood. Hy is gekruisig. Hy bid die aand voor sy dood. Hy sê, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Voor haar skepping was. Voordat die aarde gemaak is. Verheerlik my met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Nog voordat daar 'n skepping geskape is, was Christus met Vader saam in die ewigheid. Die tweede aspek wat jy sy seunskap so mooi sien deurkom as seun van God, is nie net in sy gebruik van Abba nie, dat God is sy Vader nie, maar ons sien dit in sy eie getuienis as seun van God, wanneer Jesus direk op hierdie titelbeskrywing is, want byvoorbeeld in Johannes 3, vers 16, die teks wat elke kind van God sekerlik ken, waar hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, gegee het. So, enige gebore seun, anderswoorde sy seun is ook gebore. So, Jesus het bestaan, lang voor die ewigheid, dit het ons nou gesien in Johannes 17 vers 5. Nie almal glo dit nie, daar's kerke wat glo, dat Jesus is geskape, dan wil hulle kerk noem, dis sektes, dat hy is geskape as 'n mens, hy is van ewigheid af, hy het mensheid aangeneem, hy is die eersgeborene van die skepping, nie die eersgeskape nie, dat is 'n groot verskil, want volgens hulle het God op 'n dag net besluit, hy gaan nou vir hom 'n seentjie maak, en toe maak hy hierdie seun, dis ons nie waar nie, daai seun leef ons van ewigheid af, en in die drie eenheid, want die woordjie Elohim, jou eerste vers in jou Bybel sê ons al klaar die drie eenheid, want dit is 'n meervoudsnaamwoord, ander woorde, dit is 2 of 3 of meer, so die drie eenheid lees jy in die heel eerste sin van jou Bybel, in die begin het God, Elohim, wat 'n meervoud, en in vers, verder in die hoofstuk lees ons, en hy het gesê, laat ons mense maak, met wie het God gepraat, met die Gees en met die Seun, dit was 'n besluit in die drie eenheid. So, die titel, want hy gebruik dit daar, en van homself, Jesus sê in Johannes 5, kyk net daar, wat sê daar in vers 19, hy sê, want alles wat hy doen, doet in die Seun ook net so, die Vader die Seun lief, en die Vader, soos wat hy opwek en lewend maak die dode, maak die Seun op en hy wek wie hy wil, hy het die oordeel aan die Seun gegee, en dan sê vers 25, die dode sal die stem van die Seun van God hoor, dan praat hy van homself, dat as 'n dag kom, want hy het die oordeel gekry, en hy sal die dode oordeel, hy sal die dode roep, om uit die doodheid te kom, ook vir die wit troon oordeel, ook vir die regterstoel, ook vir die wegraping, want hy is die Seun, so hy het daai mag, so nou word dit baie aangrypend, wanneer jy dit weet, en jy let noukeurig op die skrifte, dan sal jy byvoorbeeld sien in 'n plek soos Lukas 4 vers 9, wanneer Jesus by sy versoekinge, dan lees ons dat tydens sy versoekinge, het die volgende gebeur, en die Satan, die duiwel kom na hom toe, en hy vat hom en hy neem hom na Jerusalem, vir Jesus, hy vat hom Jerusalem toe bring hy hom na Jerusalem, en hy stel hom op die dak van die tempel. Hy vat Jesus in Jerusalem, hy vat op die hoogste plek, en in die hoogste plek, die hoogste plek, in die nuwe Jerusalem, vat hy vir Jesus op die dak van die tempel, en hy sê daarso op die tempelgebergte, wat die hoogste plek kon wees op die tempelgebergte, hy sê, die duiwel sê vir hom, as u die Seun van God is, spring af.
Dan kom ons kyk. Jy sê jy is die seun van God. So die duiwel het sommer tydens net nadat Jesus gedoop is, want onthou toe hy gedoop is, lees ons in Markus 1 vers 11, toe kom maar 'n stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag. En die duiwel het dit gehoor. Toe Jesus by Johannes was by die rivier, die Jordaan, en hy neem hom, want die Bybel sê, net na hy gedoop is, word in die woestyn ingedrywe om versoek te word. En in sy versoekinge, een van die versoekinge was, ek wil hy word later honger en dors in die woestyn, maar op 'n gegeewe moment, toe bring die duiwel Jesus na Jerusalem toe. En hy bring hom op die dak van die tempel. En hy sê, nou maar, die Vader het gesê uit die hemel uit, dit is my geliefde seun, aan wie ek welbehaag het. Ek het dit gehoor. Nou as jy dit glo, spring bietjie af hier, kyk ons wat gebeur met jou. So duidelik kan jy sien, die duiwel weet dit. En selfs die demone, hulle het uitgeroep as Jesus hulle uitdryf, U is die seun van God. So selfs die duiwel weet dit, die demone weet dit, die gevalle engele weet dit, die bose geeste weet dit, maar die Jode wil niks weet nie. Die Joodse leiers, hulle wil niks daarvan weet nie. Ek bedoel, die rede waarom die hele boek Johannes geskryf is, en die boek Johannes het 21 dae van Jesus se lewe in die boek. Dis mos waaroor dit gaan. Die hele boek Johannes beslaan 21 dae van Jesus se lewe. En in hierdie boek lees ons in die laaste vers van hoofstuk 20, dis beskryf dat jy kan glo dat Jesus Christus die seun van God is, en deur in hom te glo die ewige lewe kan hê. So daar's geen twyfel daaroor dat Jesus dit bid in sy gebed, dat Jesus dit weet, dat Jesus dit verklaar. Maar dis nie die enigste manier hoe ons dit weet in die Bybel nie. Die Nuwe Testament gaan so ver as om te sê, dat selfs die titel seun van die mens, verwys ook na, hy sê nie mens nie, want daai titel is gegee aan 'n baie besondere persoon. Jy lees dit in Daniël hoofstuk 7. Nou, Jesus het daai term, en lees ons van dit, meer as 96 keer in die Nuwe Testament gebruik. 96 keer. Dit was sy geliefkoeste titel om na homself te verwys. En wat aangrypend is die enigste plek in die hele Ou Testament wat jy van hierdie persoon verneem, is in Daniël 7. En in Daniël 7 bring hulle een soos die seun van 'n mens met die wolke van die hemel, sien Daniël. En Daniël sê, hulle bring hom by die Ancient of Days, die oue van dae, waar hy sit op sy troon met die wiele van vuur, met al die engelwesens wat hom aanbid en trone. En toe bring hulle een wat lyk soos die seun van die mens, met die wolke van die hemel. Hy sê, en hy kom voor die Ancient of Days, die oue van dae, en die gee vir hom koningskap en heerskappy, en ook oor die volk van hierdie seun, en dat hy gee weer vir sy mense, vir die volk Israel, heerskappy en koningskap, sien jy alles in Daniël 7. So, die Jode, hulle weet in die Ou Testament van Daniël 7, en hulle weet van hierdie een so seun van die mens. Maar wanneer jy na die tekste gaan kyk, van die seun van die mens in die hele Daniël 7, dan kom jy agter as jy daarna kyk, dit is 'n figuur wat verskyn, dit is 'n persoon wat verskyn, voor die oue van dae, maar hy kry die koningskap en heerskappy en 'n ewige koninkryk. 'n ewige koninkryk ontvang hierdie persoon. En hy kom met die wolke van die hemel, wat dus beteken, hy kom uit die hemel uit. Geen wonder dat Jesus altyd na homself verwys het, as die ene wat uit die hemel uit gekom het. En dis nogal aangrypend, dat hierdie titel, seun van die mens, as jy byvoorbeeld gaan kyk na Markus 10 vers 45, oor die titel seun van die mens, dan sê hy, die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Nou, 'n mens kan jou nie red en jou die ewige lewe gee nie, dit kan net die seun van God doen. Maar hy gebruik die titel, seun van die mens, want hy sê, ek is daai ene, die koning, die een wat heerskappy gekry het, van Daniël 7. Dit is wat Jesus dan inderwaarheid doen. En in Markus 2 vers 10, sê hy, die seun van die mens het die mag om op aarde sondes te vergewe. 'n Mens kan nie jou sondes vergewe nie. God vergewe sondes. Dis hoekom hulle gesê het, hy laster. Hulle sê, hy praat godslasterlik. Hoe kan hy sê, hy vergewe sondes? Maar omdat Jesus die seun van God is, kan hy op die aarde sondes vergewe. En hy het ook in die titel seun van die mens, het hy krag om uit die dood uit op te staan. Want hy sê,
dat Vader, in Matteus 17 vers 9, het hom mag gegee, dat al word hy ook om gekruisig te word, op die 3de dag sal hy uit die doodheid opstaan as seun van die mens. Nou jy kan nie sterf en oor 3 dae opstaan uit die doodheid nie, maar Christus kon dit doen. So hy was baie meer as net 'n mens. So wanneer ons praat van seun van die mens, dan het dit te doen met sy mensheid, maar hy is seun van die mens, die mens van Daniël 7, omdat hy die seun van God is. Dis wat dit so kosbaar maak. En ons lees ook in Matteus 19 vers 28, dat hy sê, hy sal opvaar in die hemel en op sy heerlike troon sit en hy sal gee, dat die 12 disippels van hom, sal elkeen saam met hom op 'n troon sit en hulle sal die volk Israel eendag oordeel. So hy gebruik ook hierdie titel by sy wederkoms, die seun van die mens. In Matteus 24 vers 30, hy sê, mense, die aarde sal rou bedrywe as die weerlig slaan van die ooste tot die weste, en hulle sien die seun van die mens kom met groot krag en heerlikheid uit die hemel, om op aarde vir sy wederkoms te verskyn en sy vrederyk op te rig op aarde. Nou, 'n gewone mens kan mos nou nie dit doen nie. So duidelik seun van die mens titel wat net aan Jesus gegee is. Daai besonderse titel maak hom 'n baie besonderse persoon, want dit verduidelik ook wie hierdie persoon is. Ja, hy is 'n mens, hy is gebore as 'n mens, hy het mensheid aangeneem, maar in die besonder sy getuienis dat hy seun van die mens is, gryp terug na Daniël hoofstuk 7. Dis nie al nie. Daar is nog 'n eksplisiete getuienis, en dit is in sy herhaaldelike oor en oor sê, ek het gekom. Nou van waar het hy gekom? Jy sal sien in die Bybel, ek wil natuurlik het hy gekom in sy vleeswording, maar as jy gaan kyk, dan sal jy oralste sien, byvoorbeeld in Markus 1 vers 38, as Jesus nou iets doen, dan sal hy sê, daarvoor het ek uitgegaan. Of hy sal in Matteus 5 vers 17 sê, ek het gekom, om die wet en die profete te kom vervul. Of in Lukas 19 vers 10 sal hy sê, die seun van die mens het gekom om sondaars te red. So, die heeltyd sê Jesus, ek het gekom. Die oomblik het aangebreek dat die seun van God vlees geword het en dat hy mens geword het en dat hierdie Godmens na die aarde gekom het. So die duidelike eksplisiete getuienis van die Bybel, en hy sê, nou dat die seun van die mens gekom het en hy sê, ek het uit die hemel gekom. Hy sê van 'n reguit in Johannes, hy sê, ek het uit die hemel gekom. Dis waar ek vandaan kom. Hulle vra, waar kom jy vandaan? Mense sê, hy is van Nasaret. Nee, hy is gebore in Bethlehem as 'n mens, maar hy kom van die hemel af. Hy sê, ek het gekom, ek het kom verskyn. So die godsdienstleiers, hulle faal natuurlik om dit te sien, want onthou, die feit dat hy gekom het, die Bybel het gesê, dat die een wat kom sy naam is Immanuel. Sê gou vir my, wat beteken Immanuel nou weer? God met ons. Want die profeet het gesê, in Jesaja 7, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar, dan sal hom Immanuel noem. En toe Jesus kom, wat sê die engel? Wat sal hy genoem word? Immanuel. Hoekom? God met ons. So Jesus was nie net 'n mens nie, hy is ook God in die vlees. God met ons. So in die getuienis van Jesus, van sy, ek het gekom, en dis die rede waarom ek gekom het, en die priesters en die owerpriesters, hulle was te blind. Ek bedoel, hulle faal om te sien die tempel, sy priesterskap, die offerstelsel, en al hierdie dinge, verwys uiteindelik na die lam van God wat eendag sal kom, maar hulle was te blind om dit te sien. Hulle faal om te verstaan, dat die beloofde een van Genesis 3 vers 15, want God het ons beloof, hy sal iemand stuur, wat die Satan sal oorwin eendag. En 'n mens kan nie die duiwel oorwin nie, dit het die seun van God gekos, om die duiwel te oorwin. Nou, ek weet daar's 'n teks, soos in 1 Johannes 3 vers 8, wat duidelik uitspel en sê, vir hierdie doel, het die seun van God verskyn. Dis die rede, waarom die seun van God in die vlees kom verskyn het. Vir hierdie doel, het die seun van God verskyn. Vir wat? Om die werke van die duiwel te verbreek. Daai het jy dit. Dit het 'n mens gekos, meer as 'n mens, dit het Jesus Christus as mens gekos,
seun van God, om Satan se houvas op jou en op my te verbreek, op die sondaars. Want onthou, vanuit die hemelse perspektief, is die aarde 'n slawemark, agora. En alle mense is slawe van sonde, almal het die sondige natuur. Ons is almal sondaars van nature. Niemand uitgesonder nie. Almal het gesondig, ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En God stuur sy seun na die agora toe. Nie Mars en Venus, hy stuur dit na aarde toe waar die mens is, onder die mag van Satan, onder die heerskappy van Satan. Vir hierdie doel het die seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. En dis nie net daar nie. Hebreërs stel dit kragtig in Hebreërs hoofstuk 2 vers 14. Vir my is dit een van die mooi Bybeltekste oor Jesus. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Omdat ek en jy mense is, om ons te verlos, moes die seun van God 'n mens word. Ten volle. Dis die rede. Anders kan hy ons nie verlos nie. Dit het gekos 'n mens om die mens te verlos, maar 'n gewone mens kon dit nie doen nie. Nou staan hier, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood, sy kruisdood, want hy het geen sonde gedoen nie. Dis hoekom dit so duur prys was. Hy het nie net as mens in sonde gesterf nie, hy het as mens sonder sonde gesterf, maar hy het al ons sondes op hom geneem. En nou sê die Bybel, omdat ons vlees en bloed is, het hy dit geword, op dieselfde manier, en deur die kruisdood, hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. Dis waar hy dit verbreek het. En dis waar Satan gedink het hy die oorwinning, toe hy Judas Iskariot ingevaar het, om Jesus te verraai. Ek bedoel, toe daai geldjies klingel, daai 30 silwerstukke, toe juig die duiwel, toe Judas Jesus verkoop, vir 'n bietjie silwer. En hy dink, ek wou hom nog altyd doodgemaak het, nou het ek hom. En Judas gaan verraai die Here Jesus. Maar nooit het die duiwel geweet, hier staan, dat Jesus deur die dood, deur die kruisdood, ons almal kon bevry, want toe hy die dood uit opstaan, toe kon hy verklaar, omdat hy sonder sonde was, almal wat in my glo, sal nie in hulle sonde sterwe nie, maar hulle sal vergewe word. En dis die wonderlike ding van Jesus, is dat hy al jou sonde, alles, en myne, is hy bereid om op hom te neem, want hy het gesterf vir daai doel. So die sonde wat ons gevangene hou, onder die mag van Satan, hy het dit verbreek, en daar staan, en hy kon almal bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. En dit is die wonderlike ding, wat Jesus hier vir ons kom doen. So hy het gekom, om dit te doen. Dis waarvoor hy gekom het. Hy het die duiwel oorwin, en hy het vir ons die saligheid volbring, en hy het gegaan hemel toe. Terwyl hierdie goeie nuus word oor die hele wêreld verkondig, en almal wat dit aanneem, hulle word gered. Hulle kom uit die koninkryk van duisternis. Die Bybel sê, hulle wat in hom glo, gaan uit die koninkryk van duisternis uit, weg van die duiwel af, in die koninkryk van die seun van sy liefde. Die koninkryk van die seun van sy liefde. Dit beteken ek en jy is in sy koninkryk. Al leef ek liggaamlik op die aarde, maar geestelik het ek die koninkryk beerwe. Voorwaar, as jy nie weergebore word, kan die koninkryk van God nie sien, jy kan nie ingaan nie. Maar ek en jy deur wedergeboorte, toe ons tot bekering gekom het, ons sondes bely het, het ons in die koninkryk van die seun van sy liefde ingekom. So ons is nie meer in die koninkryk van die duiwel nie. Ja, ons leef in die koninkryk van die duiwel, want dit is nie op die aarde, maar ons weet ons is op pad. Ons is mos nou vrygekoop, losgekoop uit sy koninkryk uit. Dis 'n geestelike ding. Maar die Here gaan ons ook fisies eendag uit sy koninkryk van die duiwel kom uithaal, met die wegraap. Wanneer sy kerk kom haal, dan is ons nie meer hier nie. En wanneer Satan in die poel van vuur gewerp word, dan sal ons vir ewig terug wees op die aarde, en wanneer ons vir ewig terug op die aarde, is nie 'n koninkryk van die duiwel meer nie. Dan bly ons in die koninkryk van God, tot in alle ewigheid. Maar daar is nog 'n eksplisiete getuienis, die 5de ene wat ek vir jou wil opnoem, en dit is die woorde van ek is. Net God kan dit doen. Geen persoon kan dit doen, behalwe God. Hulle sê vir hom, hoe kan hy hierdie dinge sê wat hy sê? Daar in Johannes 8,
vers 58. Jesus sê vir hulle, man, voordat Abraham was, is ek. Hulle sê, wat? U is nie eers 50 jaar oud nie. Abraham het gelewe, duisende jare terug. 2000 jaar, om presies te wees. Abraham het 2000 jaar gelewe. Hoe kan u sê, hy is 2000 jaar oud? Ons kan nie mos sien, kyk hoe lyk hy. Hy is nie ouer as 50 jaar nie. Hy sê, voordat Abraham was, is ek. Jahwe. Want die ek is, het te doen met Jahwe. Jy sal in Johannes 8 vers 24, Johannes 8 vers 28, Johannes 8 vers 58, Johannes 18 vers 5, 6 en 8 sien, waar Jesus die hele tyd sê, ek is, dit is ek. Hy sê die hele tyd, dit is ek. Ek is die groot ek is. En net God kan hom daai titel, dis kom hom toe wil stenig, nee? Ek bedoel, dit was die oomblik toe hulle besluit het, hy moet sterf. Ek bedoel, die oomblik toe Jesus sê, voordat Abraham was, is ek, tel hulle klippe op. Jy verdien die dood. Want in Judaïsme, geen mens kan waag om te sê, ek is Jahwe nie. Dit is ondenkbaar. Dit is godslasterlik. Jy moet sterf. Ek bedoel, dit wat nie net het dit daar gebeur nie, maar ek bedoel, die kritieke oomblik, en ek het nou die dag daarna verwys, is toe Jesus voor die Sanhedrin staan, en die hoofpriester ondervra Jesus, en hulle kry nie goed genoeg getuienis om tot die dood te verdoem nie, want mense sê goed in die Bybel sê, hulle weerspreek mekaar, en daar kom net niks daarvan nie. En die hoofpriester besef, voor die Sanhedrin, maar hierdie gesprek lei na nêrens heen nie, hulle het nou klaar Jesus, hulle hom klaar gevang in die tuin, die aand, nou is hulle besig daar by die kampvuur met hom, en het is koud, die vuurtjie brand, en die hoofpriester besef, maar hierdie goeders lei na nêrens nie, en hy wil Jesus nie laat loskom nie, en hy kyk hom so, en hy sê vir hom, ek besweer u, sê vir my, antwoord my, kyk vir my en sê vir my, is u die Christus? Is u daai ene, van wie die Bybel praat? Is u die Christus, die seun van die geseënde God? Ja of nee? En Jesus sê, jy het dit gesê, ek is dit, en ek sal kom met die wolke van die hemel, en hy begin sy klere stikkend skeer. En hy sê, ons het nie meer getuienis nodig nie, die man moet sterf, hy moet sterf, godslasterlik, hoe kan hy sê, hy is die seun van God? Ek bedoel, dit het sy dood gekos nie, hy het dit geweet, as hy dit sê, gaan hulle van dood maak. Maar hy sê, dis kom ek gekom het. Dit was deel van die Godsplan. Dit is die storielyn van die Bybel. Het die seun van die mens het gekom, om te lei onder die hande van die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en onder die Romeine en die heidene en die sondaars, en hulle gaan hom groot skade aan doen, hulle gaan hom seermaak, hom spot en gesel, hulle gaan hom slaan, op hom spoeg, en dan gaan hulle hom kruisig, tot hy sterf. Maar op die 3de dag, sal hy die dood uit opstaan. En dis wat hy gedoen het. Presies dit. So, ek bedoel net om te sê, ek is, gryp terug, na Exodus 3 vers 6, want onthou, toe Moses by die braambos was, toe staan daar, en die engel van God, die engel van die Here, het aan hom verskyn. En die engel van die Here sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die grond waarop jy staan is heilige grond. En ons weet, dat die engel van die Here in die Ou Testament, is Jesus Christus in sy pre-eksistensie. En hier kom Jesus, en hy sê vir hulle regheid, vir hulle almal, hy sê, ek is die een, wat met Moses gepraat het, by die doringbos, dis ek. Die een wat ek sê, wat is u naam? Toe sê ek is wat ek is. My laaste gedagte wat ek net vir jou wil noem, as dit kom by dat Jesus baie duidelik, eksplisiet, sonder om doekies om te draai, vir hulle eintlik wys wie hy is. Kan jy duidelik aflei, wanneer jy gaan kyk na die woorde van die objek van ons geloof, wat Jesus gebruik. Jy moet vir 'n oomblik net daaroor dink, dat in die Ou Testament is mense gered deur geloof in Jahwe.
in die Here God. Die Bybel sê, op baie plekke in die Psalms, ook in Jona 2 vers 9, die heil behoort aan die Here. Dit het jy mos al baie gelees in jou Ou Testament. Die heil behoort aan die Here. Wat beteken dit? Die saligheid. Nie huil, H-U-I-L nie, heil, H-E-I-L. Die heil behoort aan die Here. Dit beteken saligheid behoort aan God. Nee. Nou, op grond daarvan, in die Nuwe Testament, word dit nie weerspreek nie, maar in die Nuwe Testament vind ons nou die objek van Here is Jesus homself. Want hy sê, wie in my glo, het die ewige lewe. Nou kry die objek groot betekenis. Die heil behoort aan die Here, en nou kom Jesus en hy sê, wie in my glo, het die ewige lewe, en kom nie die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. En hier is ook aangrypend, ek bedoel daar is soveel plekke in die Nuwe Testament wat dit bevestig. Johannes 12, vers 44, lees ons. En Jesus uitgeroep, hy het gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. So Jesus sê, wie in Jesus glo, hy sê, wie in my glo, glo in my Vader. Ander woorde, jy glo in Vader God, en jy moet glo in Jesus. Dit is soos in Johannes hoofstuk 14, wat hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in, sê jy, kan jy dit sien? Ek moet in hom glo. Hy sê, en as julle bid, vra die Vader in my naam. Hy sê, glo my dat ek in die Vader my, of anders glo terwille van die werke. Hy sê, wat julle die Vader in my naam vra, dit sal ek doen. As julle iets in my naam vra, vir die Vader. So nou word Jesus die objek van geloof. Jy kan nie in mense glo nie. Mense is sondaars. Mense word mislei met al hierdie kultiese groepe, deurdat hulle loop agter iemand aan. Die Jonasse van hierdie wêreld en vele ander. Maar in die geval van Jesus as die seun van God, weet ons mos, in Handelinge 16 vers 34, vra die tronkse pier, wat moet ek doen om gered te word? Sê Paulus vir hom, glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy in jou huisgesin. Glo in die Here Jesus. Romeine 4 vers 2, Galasiërs 3 vers 6, 1 Tessalonisense 1 vers 8, Titus 3 vers 8, so kan ek al die tekste, Handelinge 4 vers 12, daar is net een naam, waardeur ons gered kan word, is die naam? Jesus. So, vanuit die skrifte kan ek en jy mos nou sien, dat die objek van geloof, ander woorde, die Bybelse storielyn, van die dae van Genesis 3 vers 15 in die tuin van Eden met Adam en Eva, het die hele storielyn in die Bybel ontwikkel en geloop, dat eendag gaan God iemand stuur, die seun van Dawid, maar hy sal meer wees as die seun van Dawid, hy sal die Christus wees, en hy sal kom as mens, want hy kom uit die linie, uit die geslag van Dawid uit. So hier kom Jesus uit die linie, uit die geslag van Dawid, en hy's meer as net Dawid se seun, want Dawid sê, my Here sê, die Here sê vir my Here, sit aan my regterhand, dit het ons gesien mos in Psalm 110, sodat hy die Christus is. So hier is die antwoord, God is geopenbaar in die vlees. Hier is die wonderlike ding omtrent Jesus, dat hy is 'n mens, net soos ek en jy, en hy verstaan vir my en jou, in ons diepste behoefte as mens, maar dat hy verskyn het, en daaroor, die Bybel is ongetwyfeld duidelik daaroor, en dit is dat die seun van God het gekom van die Vader. En die Vader het gesê, dit is my geliefde seun. So, weet jy wat vind ons? Ons vind dat hierdie man Jesus, wat ons lees in die blaai van die Bybel, hy het dinge gedoen, hy het dinge gesê, wat onteenseglik die storielyn van die Bybel vervul oor die verlosser, wat eendag na hierdie wêreld sal kom. En nie soos wat Israel vandag glo, dat hulle verlosser moet nog kom nie. Hulle glo die Christus het nog nie gekom nie. Hulle glo dat die Christus moet nog kom. Dis hoekom tot vandag toe verwerp hulle hom. Ons weet dat hy gekom het. En Jesus het vir die Jode gesê, as julle nie glo dat dit ek is nie, weet die ek is, as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Julle gaan sterf in julle sondes, as julle nie glo dat dit ek is nie. So, wat die storielyn betref, van God se verlossingsplan,
Dit is vervul in die Seun van God, wat as mens gebore is, en wat werklik na hierdie wêreld toe gekom het. So, vir daai rede, kan ek en jy vanaand, as kerk van Christus, is heeltemal korrek, as ons sê, Jesus is die Here. Jesus is Lord. Ons kan dit onomwonde verklaar. Die woord van God het vlees geword, het onder ons gewoon, en hy's, nadat hy gelei het, gekruisig, maar op die 3de dag, het hy uit die dood uit opgestaan. Nou, deur die geloof, kan ek en jy hom vertrou, die een wat sondeloos was, die een wat die lam van God was, die een wat gekom het, ek het gekom, die Seun van die mens het gekom met die wolke van die hemel, hy het verskyn. Ek en jy kan onomwonde as kerk vanaand, ons kan verklaar, ons kan deur die geloof op hom vertrou, vir die ewige lewe, vir ons saligheid, vir ons redding, want hy sê, ek het gekom om sondaars te soek en te red. En miskien sit jy en jy dink, maar ek is 'n sondaar, want dan het hy vir jou gekom. En miskien as jy klaar 'n kind van die Here, dan moet jy dankbaar wees, dat hy vir jou gekom het, en dat jy hierdie saligheid ontvang het. Niemand is te sleg om gered te word nie. Hy sê, ek het gekom om sondaars te red. Die Seun van die mens het vir daai rede gekom, en om die werke van die duiwel te verbreek. So waarlik waar, in Jesus, nie net in sy implisiete stellings wat hy gemaak het nie, maar ook in sy eksplisiete verduidelikings, kan ek en jy onomwonde in die Bybel sien, die saligmaker het gekom, en wie in hom glo, ontvang die ewige lewe. As jy aan hom jou sondes bely, en jy vra hom om diepe vergifnis, hy is die enigste een. Die Bybel sê in 1 Petrus, nie deur silwer of goud, maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus, is ons vrygekoop. So God het nie met geld betaal nie, hy het nie met materiële dinge betaal nie, sy Seun het met sy lewe betaal. Dis hoekom God, die Seun van God, wie God die Seun is, mens geword het, vir my en jou, om ons te koop, om vir ewig by hom te wees. Kom ons bid saam. O Here, dierbare Here, lieflike Here Jesus, kosbare Here, Here, ek was so geskok, toe 'n vrou verlede week gesê het, in 'n ander land, op 'n ander plek, dat Jesus is maar net 'n mens, hy was nie God nie. Hoe verskriklik as jy so blind kan wees. Die getuienis van die skrif, en die getuienis wat in ons eie lewe gedoen het, staan vas. Here, in Johannes sê, ek het hierdie dinge aan julle geskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Seun van God is. En deur te glo in hom, dat julle die ewige lewe kan hê. Here, u is die objek van ons geloof. Ons kyk na u. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder. Die voorloper, wat vir ons ingegaan het tot binne die allerheiligste, die voorhangsel, in die tempel, in die hemel, met sy eie bloed. Hy, wie gekom het, wie gekruisig is, en wie opgestaan het. Dierbare Here, ons is dankbaar, diep dankbaar, dat ons tot geloof in u kon kom. En ons verklaar vanaand,
Ons hele saligheid lê in U. Nie in ons goeie werke, nie in ons eie lewe, maar net in U. Ons kan nie onsself red nie. Daar's niks wat ons kan doen nie. Al wat ons kan doen, ons kan net ons oë na U ophef, na die man aan die kruis, en verklaar, ek glo, Here. Ek glo dat U die Seun van God is. Soos die een wat langs U gehang het aan die kruis, toe hy gesê het, dink aan my Here, wanneer U in U koninkryk kom. En die paradys is ook die koninkryk, want hy sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wow, Here, dat iemand ure voor sy dood, hoor, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wow, net U kan dit doen, Here. Dankie dat U ons siele gered het. Gee, Here, dat ons U sal koester in ons hart as die Seun van God, wat ook die Seun van die mens is. En wie nou in die hemel is om vir ons in te tree by die Vader, by sy Vader. Vader, U het nooit 'n mens geword nie. Heilige Gees, U het nooit 'n mens geword nie. Maar die Seun, in die drie-eenheid, het mensheid aangeneem, sodat hy ons kan red uit die kloue, uit die mag van Satan, die duiwel. Dankie, Here, dat U ons gered het, verlos het, gekoop het, uitgebring het, oorgebring het, in die koninkryk van die Seun van U liefde. Ons dank U, Vader, in Jesus Christus, kosbare naam. En al die kinders van die Here sê, Amen. Amen.